Ons voorafsang sal wees lied 464, waar ons die Here gaan loof vir al sy goedheid en sy grootheid. Ons groet mekaar vanoggend met die volgende woorde. Enigste Here, enkele wese, ons glo in U met ons hele hart. Heerlik bely ons, vryheid getuig ons. U is ewig God en Here. Kom ons bid om die seën van die Here. Ons bid om die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees. Amen. Ons lofsang is Psalm 118, vers 1 en 2.
sange, o Israel, wees in God verblij. Sy goedheid vol hom in sy gange, sy goedheid duur in ewigheid. Loof Aarons huis met jubelsange. Jou goedheid ken geen grens of tyd, geen hede, toekoms of vergange. Sy goedheid duur in ewigheid. Verlange, o almal wat die Here vrees. Ons bely nou ons geloof saam en u kan saam met my die volgende sê. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is. Hy het die lyding van die hel ondergaan. Hy het op die 3de dag opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Ek lees vir ons die wet van die Here, wat vir ons 'n riglyn is hoe ons lewens moet inklee. Die Here het die volgende voorskrifte gegee. Ek is die Here jou God. Dit is ek wat jou bevry het uit die Egipte waar jy 'n slaaf was. Jy mag nie nog ander gode buiten my aanbid nie. Jy mag nie vir jouself afgode maak wat soos voëls of diere of visse lyk nie. Jy mag nie voor hulle kniel om hulle te aanbid nie. Ek, die Here jou God, is jou enigste God. Ek laat die oortredings van die wat my haat nie ongestraf verbygaan nie. Ek straf die 3de en 4de geslag daarna vir die sondes wat hulle ouers gedoen het. My liefde bly egter 1000 geslagte lank staan vir almal wat my liefhet en aan my gehoorsaam is. Moenie die naam van die Here jou God sonder rede gebruik nie. Die Here sal die een wat sy naam sonder die nodige respek gebruik, nie net so sonder straf laat wegkom nie. Onthou om die Sabbatdag vir God te vier. 6 dae lank kan jy met jou daaglikse werk aangaan. Die 7de dag
is die dag, die Here jou God se rusdag. Niemand in jou huis mag op daardie dag aangaan met gewone werk nie. Dit sluit in jy, jou seuns, jou dogters, jou manlike en vroulike slawe en die vee wat aan jou behoort en alle buitelanders wat by jou oorbly. Die Here het in 6 dae die hemel, die aarde, die see en alles wat daarin is gemaak. Op die 7de dag het hy tot rus gekom. Om daardie rede het die Here die 7de dag geseën en vir homself eenkant gesit as sy heilige dag. Behandel jou ouers met respek. Jy sal dan lank en gelukkig lewe in die land wat die Here vir jou gee om in te bly. Moenie mense doodmaak nie. Moenie egbreek pleeg nie. Moenie iets steel nie. Moenie valse verklaringe oor ander aflê nie. Jy moenie afgunstig raak op 'n ander se eiendom nie. Jy moenie sy vrou, sy manlike of vroulike werkers, sy beeste of sy donkies, of enigiets wat hy besit, vir jouself begeer. In antwoord hierop sing ons Psalm 84, vers 1 en 6. Kom ons bid saam. Ons driemaal heilige God, Vader, Seun en Heilige Gees. Ons dank U vir die voorreg wat ons uit U hand ontvang, om vanoggend weer by mekaar te wees rondom U woord. Ons dank U vir U genade, op genade, wat ons as U kinders beleef. Wees U self die naprediker van U woord verkondiging. Vernietig die werke van die duiwel. Versterk alle getroue kerkdienaars en owerhede van U volk. Gee ook U seën by die verkondiging van U goddelike woord oor die hele wêreld rond. Alleen om Jesus Christus ontwil. Amen. Ons skriflesing is uit Matteus, hoofstuk 10,
vanaf 1 vers 1 tot 24 in die 83 vertaling. En ek kan net hier meld, ons herdenk die afgelope week die 100-jarige bestaan van Afrikaans. En dit is vir ons heerlik en wonderlik om die Heer se woord in ons eie taal te kan lees. Kom ons dank hom ook daarvoor. Ons lees uit Matteus 10 vers 1 tot 24. Die opskrif is Jesus stuur die 12 uit. Jesus het sy 12 disippels nader geroep en hulle mag gegee om onrein geeste uit te dryf en om elke soort siekte en kwaal gesond te maak. Die name van die 12 apostels was in die eerste plek Simon, wat ook Petrus genoem word, en sy broer Andreas, Jakobus, seun van Zebedeus, en sy broer Johannes, Philippus en Bartolomeus, Thomas en Mattheus die tollenaar, Jakobus, seun van Alfeus, en Thaddeus, en Simon die Kananeer, en Judas Iskariot, wat vir Jesus verraai het. Jesus het hierdie 12 uitgestuur en die volgende opdragte aan hulle gegee. Moenie met 'n pad na die heidene nasies toe afdraai nie. Moenie in 'n dorp van die Samaritane ingaan nie. Gaan liewer na die verlore skape van die volk Israel toe. Gaan verkondig, die koninkryk van die hemel het naby gekom. Maak siekes gesond, wek dooies op, reinig melaatses en dryf bose geeste uit. Julle het dit verniet ontvang en gee dit ook verniet. Moenie vir goud of silwer of koper in julle beursie sorg nie, en moenie vir 'n reissak aanskaf of nog 'n kledingstuk of skoene of 'n stok nie. 'n Arbeider is tog geregtig op onderhoud. As julle in 'n stad of dorp kom, stel dan vas by wie julle daar kan tuis gaan en bly by hom totdat julle die reis voortsit. As julle in die huis kom, wens die mense vrede toe. As die huismense se gesindheid goed is, handhaaf julle vredewens vir die huis. Maar as hulle nie goedgesind is nie, trek julle vredewens dan terug. As iemand julle nie ontvang nie en nie na julle woorde luister nie, gaan uit sy huis uit daardie dorp uit en skud die stof van julle voete af. Dit verseker ek julle, dit sal in die oordeelsdag vir die gebied Sodom en Gomorra gedraagliker wees as vir daardie dorp. Onthou, ek stuur julle so skape tussen die wolwe in. Wees dus versigtig, soos slange en opreg soos duwe. Pas op vir die mense, hulle sal julle aan die geregshowe uitlewer. En in hulle sinagoges sal hulle julle gesel. Ook voor goewerneurs en konings sal julle gebring word ter wille van my. Dit sal julle geleentheid wees om voor hulle en voor die heidene nasies van my te getuig. Wanneer hulle julle uitlewer, moet julle nie bekommer oor hoe of wat julle moet sê nie, want op daardie oomblik sal God aan julle gee wat julle moet sê. Dan is dit nie julle wat praat nie, maar die Gees van julle Vader wat deur julle praat. Die een broer sal die ander uitlewer om doodgemaak te word, selfs 'n pa sy kind. Kinders sal teen hulle ouers in opstand kom en hulle doodmaak. Julle sal ter wille van my naam deur almal gehaat word, maar wie tot die einde toe volhard, sal gered word. As hulle julle in een dorp vervolg, vlug na 'n ander een toe. Dit verseker ek julle, julle sal sekerlik nie klaar wees met die dorpe van Israel voordat die Seun van die Mens kom nie. 'n Leerling is nie hoër as sy leermeester nie,
en 'n slaaf nie hoër as sy eienaar nie. 'n Leerling moet tevrede wees as dit met hom gaan soos met sy leermeester, en 'n slaaf as dit met hom gaan soos met sy eienaar. As julle die hoof van die huis die skeldnaam Beelzebul gegee het, sal hulle dan nie sy huisgenote met baie erger name uitskeld nie. Tot sover. Ons teksvers is vers 4. Simon die Kananeer en Judas Iskariot wat vir Jesus verraai het. Hierdie preek wat ek lees is deur Dr. Tinus Du Plessis geskryf. Hy is die emeritus predikant van Bellville en woon tans in Nabospruit daar by die Oog. Hierdie preek handel oor die tydperk voor die kruisiging wat ons oor 'n maand gaan herdenk. So dit is hoe Jesus Christus sy apostels voorberei om sy werk voort te sit na die kruisiging. Dis waaroor vanoggend se preek handel. Die Here roep elke mens vir 'n sekere werk. In sy raadsplan het die Here voorsiening gemaak vir die hele geskiedenis. Alles gebeur soos hy dit vasgestel het. Dit raak ook ons lewens. Die Here roep elke mens vir 'n sekere taak. Een om te ywer in die kerk soos Simon, om Christus te kruisig, en een om Christus te kruisig soos Judas. Daarom staan dit hier in die Bybel so geskrywe. Die Here het Judas ook geroep en hom uitgestuur. Judas wat hom verraai het. Dit dui die doel aan waarom die Here hierdie man onder sy 12 disippels ingesluit het. Matteus sluit die roeping en uitsending van die 12 disippels aan by die woorde van Jesus, dat die oes wel groot is, maar die arbeiders min. Hierdie 12 manne verteenwoordig nou die nuwe bedeling van die kerk van Jesus Christus, waarin ons nou staan. Hulle is die eerste lidmate van die kerk van Jesus Christus. Hulle word geroep, so lees ons, omdat die Here Jesus die nood onder sy volk gesien het. Jesus het rondgegaan onder die volk en hy het in verskillende sinagoges gepreek. Groot skares het hom gevolg en telkens byeengekom om na sy preke te luister. Maar die Here het nie net met woorde gepreek nie, hy het ook met dade gepreek. En sy preke het nie net oor homself en oor die hiernamaals gegaan nie, hulle het ook gehandel oor die volk voor hom. Daarom beskik die Here so dikwels dat daar siekes is wat na hom toe kom, en hierdie siekes onder die skare is almal die simbool van die geestelike toestand waarin die volk verkeer. Jesus het baie jammer gevoel vir die skare, want hulle was vir hom so skape wat nie 'n herder het nie. Hulle was geloofsverdwaald. Jesus se lewe en werk begin nou die nuwe bedeling waarin ons ook staan. Dit is die tyd waarin die kerk nie net meer uit die Joodse volk bestaan nie, maar waar daar nou kerke gestig en geplant moet word. Was die geboorteproses van die kerk se bestaan, soos ons dit vandag ken. Ons kan dit ook op 'n ander manier sê, sodat dit aansluit by ons teks. Die Here het toe begin om die siekes wat uit die geloofsdood verlos is, saam te groepeer. Dit was ook die besondere opdrag wat die disippels gekry het. Hulle moet die evangelie gaan verkondig, maar elkeen dan binne die raamwerk van sy eie roeping. En dit is ook die opdrag wat aan ons gegee word, om die evangelie te verkondig. Jesus het elkeen van hulle goed toegerus vir hulle werk. Hy skenk aan hulle mag oor onreine geeste. Jesus se werk is tog ten diepste 'n worsteling en stryd
teen die onreine geeste, Satan en sy magte. Daarom moet hy sy disippels ook so inrig, dat hulle ook in staat is om teen die onheilige magte en dade van Satan te kan optree. Hulle kry die mag om siekte te genees. Hier verklaar Jesus al die kwale en siekte deur die verderwende mag van Satan op die aarde bewerk word. Dit lyk asof daar in hierdie liggaamslyde 'n soort van 'n voorspel van die hel sit. Die disippels kry die mag om die kinders van God uit hierdie liggaamlike lyde te verlos. Daarmee preek hulle dan terselfdertyd dat hulle ook so van hulle geestelike ongesteldheid deur Jesus Christus verlos sal word. Van vers 5 af word die disippels se roeping verder omlyn. Hulle moet nog nie na die heidene toe gaan nie. Daar was 'n rede voor. Op hierdie stadium het die Jode Jesus nog nie verwerp nie. Eers nadat hulle Jesus as verlosser verwerp het Jesus die opdrag gegee dat die heidene nou in die verlossing deel, omdat die Jode dit nie wou gehad het nie. Vers 7 en 8 bevat die eintlike roeping. Hulle moet die werk van Jesus voortsit. As bewys van hulle roeping, ontvang hulle die mag om siekes te genees, duiwels uit te dryf en selfs dooies op te wek. Met hierdie tekens en kragte sou hulle dan preek dat die koninkryk van God aan die kom is, wat absoluut oor hierdie magte van Satan gaan loop. Die Here gee hulle opdragte baie noukeurig aan hulle. Vers 11 bepaal tot hoe hulle moet gedra terwyl hulle opdrag uitvoer. Eerstens moet hulle as hulle in 'n stad of 'n dorp ingaan, eers ondersoek instel na die mense. Hulle moet vasstel wie daarin waardig of onwaardig is. Hulle moet dus eerste na die mense toe gaan wat die begeerigste is na die heil van die Here. Wanneer hulle sulke mense gevind het, moes hulle by hulle in die huis intrek en daarvandaan die mense besoek wat begeerig is om verlos te word. Hulle moes 'n seën uitspreek oor elke huis, vrede vir u. 'n Groet sou nie net woorde wees nie. Die Here sou metterdaad self die vrede oor so 'n huis bewerkstellig. Kyk net wat word hier gesê. Die apostels sou nie net predikers wees nie. Hulle sou persoonlike draers van die vrede van die Here vir elkeen wat dit werd was wees. Daar sou ook mense gevind word wat nie waardig is aan die vrede van die Here nie. In die geval van hierdie mense sou die vrede wat die apostels uitgespreek het na hulle toe terugkeer. Die vrede sou dan stuit teen die ontvanklikheid van so 'n huis, onontvanklikheid. Hierdie betrokke huis sal dan ook vervreemd van die seën van die Here wees, omdat die seën van die Here weer saam met die apostels weggaan. As die disippels 'n stad raakloop wat hulle nie wil ontvang nie, moet hulle die stof van hulle voete afskud. Dit was 'n ou Joodse gebruik. Of om wanneer hulle deur 'n heidense gebied gaan en hulle weer op hulle eie grond kom, hulle dan sorgvuldig al die stof van die heidense land af van hulle en hulle klere moet skud. En ook al die stof van hulle skoene af verwyder het. Hulle het hierdie stof van die heidense land so sorgvuldig verwilder, omdat hulle geglo het dat die heidense land voor die Here onrein was. Die betekenis van Jesus se woorde is dat die disippels dorpe en stede wat hulle nie wil ontvang nie, met die heidene moet gelykstel en met die inwoners daarvan geen gemeenskap moet hê nie. So 'n stad neem natuurlik 'n geweldige verantwoordelikheid op hom in die oordeelsdag. Uit alles wat ons tot dusver uit die Bybel behandel het, weet ons die volgende. Die Here roep mense
om in sy koninkryk te werk. Die mense se verantwoordelikhede word weer in 2 groepe verdeel. Die een groep word geroep om te preek. Sommiges van hulle is verantwoordelik en ander onverantwoordelik, soos Judas. Die ander groep is die luisteraars en hulle word ook weer in 2 groepe verdeel. Daar is verantwoordelikes wat die seën van God ontvang en dit bewerk genade oor hulle. Dan is daar die onverantwoordelikes wat ook die seën ontvang. Maar die seën keer in hulle geval terug na God toe en hulle kom dan in die oordeel van God. Wat die Bybel dus leer, is dat niemand met Jesus in aanraking kan kom sonder dat sy verantwoordelikheid swaarder word nie. As hy dan nog daarby ongelowig bevind word, is sy oordeel ook swaarder. Elkeen van ons se roeping moet dus ons gedragspatroon bepaal. Ons moet altyd omsigtig en verstandig wees. Ons moet altyd suiwer wees in ons bedoelinge en opreg in ons optrede. In alles wat ons doen, of ons kerkraadslede of lidmate is, moet die eer van God voorop staan. As die eer van God nie in ons optrede te vinde is nie, dan mag ons dit nie doen nie. Maar pas op vir die mense. Moet nie enige mens se geloof ongetoets aanvaar nie. Want hy kan jou so lei dat jy jou roeping teenoor God versaak. Mense wat gesag het, gaan die werk van Christus verongeluk. Hulle gaan die apostels oorlewer aan regsbanke en hulle om die lewe bring. Dit is ook hulle wat Christus laat kruisig het. Hierdie saak sluit aan by die roeping van Judas. Vir sulke geweldige, swaar en verantwoordelike werk roep die Here mense. Party word geroep om te bou en ander om af te breek. Party word, kyk maar net na die name van die disippels soos die Bybel hulle opnoem. Die eerste een is Simon. Later word hy Petrus. Petrus beteken rots. Hy was inderdaad later 'n rots met sy prediking in die kerk. Maar toe die Here hom hier geroep het, was hy nog maar net Simon. 'n Swak mens, 'n man vir wie Christus later sê, as jy eendag bekeer is. Die ander is Jakobus en Johannes. Hulle word Boanerges genoem, seuns van die donder. Mense wat maklik opgewonde geraak het en 'n groot geraas gemaak het oor 'n saak. Maar wanneer hulle geroep word, lawaai hulle nie meer nie. Die krag van hulle geaardheid word in Christus en met die regte gebruik van die stiekrag van die verkondiging van die evangelie in Griekeland. Die stemme wat geraas het, preek nou kragtig. Matteus die tollenaar, die oneerlike, die Here verander sy karakter in eerlikheid. Simon Kananitis, Simon die ywerhaar, die voortvarende man. Sy voortvarendheid word deur sy roeping verander in omsigtigheid en vrymoedigheid vir die evangelie. Kyk net hoe vervul hulle die roeping. Dan Judas, hy word Iskariot genoem. Die Sikarie, waarvandaan hy sy naam kry, was manne wat dolke gedra het. Hulle motiewe was nie altyd suiwer nie. Hulle was dus mense wat nie hulle karakter kon aanpas soos die ander om dit van onbruikbaarheid te omskep in diensbaarheid nie. Ons sien dit ook by Judas. Hy was een keer kwaad oor salf wat duur verkoop kon gewees het, want hy kon van die geld vir hom geneem het. Hy verkoop Jesus se lewe net soos wat hy die salf duur wou verkoop. Jesus waarsku ook. Maar hierdie Judas bly geroepe om die ryk van die duiwel te probeer bevorder. Jesus vertel aan Judas dat selfs
die dag van sy geboorte vervloek is. Judas is die simbool van die mens wat veroordeel word, omdat hy verhard en 'n verkeerde lewe lei. Hy is die simbool van mense wat die evangelie net nie wil aanvaar nie, en wie se hartvogtigheid die seën van die Here van hulle af laat wegdraai. Hy staan vir die mense wie se stof van jou voete afgeskud moet word. Ons kyk na die Seun van God. Hy is geroep om as mens te sterf vir die sondes van die uitverkore mense. Reg deur sy lewe verkondig hy die sagtheid en teerheid van God se liefde aan elke mens wat bekeer word van sy sondes. Hulle sien ook die genade van God in sy werking as siekes gesond word. Blindes sien, dowes hoor, uiteindelik as hierdie Jesus uit die dood opstaan. Maar hierdie Jesus is ook geweldig hard in sy uitsprake teen mense wat die reg en heiligheid van God krenk. Hy sterf die dood ter wille van sy roeping, dat hy ons skulde moet en ook wil betaal. Geliefdes, volg ons die voorbeeld van Christus en van die heiliges? Het ons al ooit 'n saak baie duidelik uitgemaak waarvoor God my en u geroep het? Ons glo so half en half. Ons is so dikwels op die verkeerde plek sag en op die verkeerde plek en tyd aggressief. Ons lewe ook so dubbelslagtig, want ons sal dikwels sonde doen, terwyl ons baie goed weet dat ons nou op die afdraande pad is. Ons moet daarom mooi onthou dat ons geloof nie net ons kerklike aktiwiteite raak nie. Dit raak alle vlakke van ons lewe. Ons moet aanpassings maak ten opsigte van ons geaardhede ook. Nie na die verkeerde kant toe nie, soos Judas nie, maar soos Simon, Petrus en Johannes, totdat ons ook soos hulle bereid sal wees om vir die waarheid te sterf. En onthou, dis moontlik dat ons kan verbeter, want dit was waarvoor Christus gesterf het. En ons kan net soos die disippels in sy krag oor ons ondeugde verander in voortreffelikhede. Onthou weer, wie was die disippels? Een was Simon, maar die ander was Judas, wat die Here verraai het. Amen. Ons sing nou Skrifbereiding 7:2 vers 1 en 2.
Ons doen nou 'n dankgebed. Ons Vader in die hemel, laat u naam geheilig word. Ons dank u dat ons vanoggend weer uit u woord kon hoor, hoe dat ons verlosser Jesus Christus sy kerk hier op aarde gestig het. Wil u gee dat u kerk steeds sal groei, hier en ook oral op die aarde. Ons dra aan u sorg op almal wat siek is, operasies ondergaan het, en gee dat daar spoedige herstel sal wees. Ook hulle wat eensaam is, omarm hulle met u liefde. Dankie vir die milde reën wat ons beleef. Wees u ook daar waar daar skade deur vloede veroorsaak is. Ons weet ook van dele van ons land waar dit nog bitter droog is. Selfs boere verlaat hulle plase. Ons beleef ook onrustige tye, politieke klimaat, sowel as binnelands en internasionaal. Ons bede is dat u in die wêreldleiers se harte sal werk, sodat hulle vrede en rede sal navolg. Veral waar daar oorloë voortwoed. Seën ons as 'n gemeente, sodat ons as u kinders ook in geloof sal groei, sodat ons soos die disippels geroep word om in u koninkryk te werk, tot uitbou van u kerk. Ons Vader wat woon in die hemel, geheilig is u naam. Laat u ryk kom. U wil geskied soos in die hemel, so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood. Vergeef ons al ons skulde, soos ons vergewe die wat teen ons sondig. Laat kom ons nie in die versoeking, maar verlos ons van die bose. Van u is die ryk en die sterkte en die ere, vir ewig en ewig. Amen. Ons bid dit alleen om ons verlosser en middelaar Jesus Christus ontwil. Amen. Ons slotsang is Psalm 48, vers 1 en 4.
Ons bid nou om die seën van die Here. Vader, ons bid dat U genade en vrede oor ons sal wees. U wat in die hemel woon, wat is, wat was en kom, van die 7 geeste voor U troon.